Goeiedag julle en lekker om 'n bietjie tyd saam met julle te spandeer. So op Paasnaweek. Dis vandag Saterdag. Ons het gister Goeie Vrydag diens gehad. Môre het ons opstanding Sondag. Baie opgewonde oor dit ook. En ek het besluit om net 'n paar gedagtes met julle te deel na aanleiding van ons advertensie wat ons uitgesit het. Ons al 'n hele paar ouens wat gevra het, hoorie, hulle sal graag wil weet wat het ons te sê, wat is my boodskap gewees vir Goeie Vrydag, en ek wil dit graag met jou deel. Ons het hoofsaaklik gekyk na die 7 kruiswoorde, maar daar's een spesifieke ene wat ons so 'n bietjie by vasgehaak het. So kom, spandeer 'n paar minute saam met my. Jy is nou in die bevoorregte posisie om net die hoogtepunte te kry van ons hele preek van gister. En voel vry om kommentaar te los, te comment en te like en te share en wat ook al jy wil. Maar ek dink voordat ons begin, kom ons vra net eers die Here om ons te help en die Heilige Gees om ons harte oop te maak. So kom ons bid saam. Vader, ons kom na U toe vandag in die naam van Jesus en ons wil vir U dankie sê, Here, dat U woord lewendig is. En bo alles dat Goeie Vrydag vir ons 'n goeie Vrydag was. Dat ons weet, Here, dis die dag wat die prys betaal was sodat ons met U versoen kan wees. En ek wil vra Heilige Gees, terwyl ons 'n paar minute het om saam te kuier met wie ook al saam met my kyk vandag, wil ek vra dat U die waarheid, Here, net in ons harte opnuut sterk sal vasmaak. Ons net laat besef, Here, wat is dit wat gebeur het op daardie dag, sodat ons lewens kan rig volgens U wil, en ons gee vir U die eer in Jesus se naam. Amen. Nou goed, ons het begin, en ek het ouens gevra, hoeveel woorde was daar, hulle praat van woorde, maar is sinne, wat Jesus aan die kruis gesê het. Hulle praat van die kruiswoorde. En baie mense sal dikwels sê, Jesus het tog gesê aan die kruis, en partykeer dan sal mense dinge aanhaal. Ek het een keer gehoor hoe iemand gesê het, Jesus het aan die kruis gesê, 'n oog vir 'n oog, en 'n tand vir 'n tand, en hy kon nie verder van die waarheid afgewees het nie. So, terwyl ons so in die begin is, sommer daar in die comments, skryf vir my, wat is die 7 kruiswoorde, of watter van die kruiswoorde wat jy van weet, wat jy kan onthou. En ek gaan laat ons so vinnig deur hulle kyk, en ons gaan by een spesifieke een vashaak. Nou, sover ek dit het, in kronologiese volgorde, dis hoe ek hom bymekaar gesit het, is die heel eerste ding wat Jesus in die kruis gesê het, is in Lukas 23, vers 34. En dit is waar hy in die kruis hang, die eerste ding wat hy sê is, Vader, vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou moet jy net in gedagte hou, dat Jesus was ongeveer 6 ure wat hy aan die kruis was. Hy is die vorige aand gearresteer, amper sê geregistreer. Hy is die vorige aand gearresteer, hy is deur die nag verhoor, wat teen die wet was, en jy kan nou mooi die storie indink van hoe Petrus hulle by die vuur staan, en hulle sê vir Petrus, maar jy was een van hulle, en na tyd vloek Petrus, en hy sweer, ek weet van hulle niks nie, alles deur die nag gebeur, en Jesus sê, voor die haan kraai, dis net voor sonsopkoms, dan gaan jy my 3 maal verloon, en dis toe nou presies wat gebeur het. So Jesus alreeds, toe die kruisiging begin het, ongeveer 9 die oggend, moet jy weet, was hy alreeds die hele donderdag wakker, hy was deur die nag, nie net gevonnis en van een saak na die volgende gesleep nie, maar hy is deur die nag, het het begin, waar hy gemartel was, met die kats, met die sweep geslaan was, gespoeg was, van die kant toe na daai kant toe gesleep was, mense het hom geslaan en gespoeg en gespot, en daar was al reeds nie 'n oomblikse rus in gewees. Dus jy kan jouself indink, ek weet hoe voel jy as jy baie moeg is, of honger is, en Jesus is by daai punt al reeds verby, menslik gesproke, en 9 uur daai Vrydagoggend, toe slaan hulle die spykers deur sy hande, en deur sy voete, en hulle tel daai kruis op, en daar's 'n gat in die grond, en met sy hande en voete wat in daai spykers vasgeslaan is, val daai kruis binne in die gat, kan jy net dink wat pyn dit moes wees, en maak hom toe, en daar hang hy, en daai kruisigings deel, hou vir 6 ure aan, van 9 uur die oggend, tot omtrent 3 uur die middag. En nou van die eerste goed wat Jesus sê, net nadat hy op daai kruis vasgeslaan is, dek Jesus die tafel om vir ons en almal wat daar was te sê, waaroor hierdie hele kruisiging gaan.
Hy dek die tafel, hy stel die atmosfeer om te sê, ouens, ek is bereid om julle te vergewe. En hy vat hierdie saak na sy Vader toe. Daar was nooit in die geskiedenis 'n sekonde wat Jesus en die Vader uitmekaar het was nie. En hy bid daar en hy sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die eerste woorde wat Jesus aan die kruis spreek, of praat, is om te sê, daar is vergifnis. Hy kon gesê het, vergeld hulle, en laat daar 'n vloek oor hulle kom. Enigiets wat hy gesê het, sou gebeur het. Maar hy kies om dit wat hy sy lewe voorgegee het, dit wat sy hele doel en missie was om aarde toe te kom, neer te lê, deur te sê, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy begin selfs deur sy pyn, deur sy swaar kry, deur die spottery wat op hom is, kies hy om verby dit te kyk, terwyl hy net omring is deur niks en niemand anderster as vyande nie, om te sê, vergewe hulle. Dis hoe oop sy hart was, dis hoeveel liefde in sy hart was. Nou ek en jy was nie daar nie. Eendag gesels ek met 'n vriend van my wat ook 'n pastoor was, en hy sê toe nogal sy ding, hy wonder as hy die dag by Jesus se kruis was, of sou hy nie miskien die soldaat bygedam het met die vuis of opgestaan het nie. Sê vir hom, ek twyfel, want onthou die disippels het 3,5 jaar saam met Jesus geloop, gewandel, hulle het in die veld geslaap, hulle het saam geëet, alles saam gedoen, en nie eers een van hulle het dit gedoen nie. Sy eie broers het nie eers van opgestaan nie. Ek sê, en ons is so graag sal ons wil dink dat ons dit gedoen het, maar ons het dit nie gedoen nie. Die waarheid is dit, ek en jy is lief om onsself te vereenselwig met 'n ou soos Petrus, wat sê, Here, ek wil uit die boot uitklim en ek wil na jou toe stap en dink ons is hierdie great wonderlike disippels en Christene, terwyl ek en jy eintlik maar baie tekortkominge het. Ek dink dikwels, as ons leuns vertel, verloon ons die waarheid, soos wat Petrus, wat ons graag wil wees dikwels, ook maar die waarheid verloon het. Judas wat Jesus verraai het, miskien het jy Jesus al verraai. Thomas wat ongelowig was, ons hou nie daarvan om aan onsself te dink in terme van die gebrek of die tekortkominge van die disippels nie. Maar Jesus kom in die kruis en hy sê, Vader, vergewe hulle. En hy praat selfs van die soldate, sy vyande. Hy sê, hulle weet nie wat hulle doen nie. En ons moet net ons kop om daai ding kan kry. Dit gaan nie oor hoe mooi ons onsself kan stel en hoe blink ons lyk voor die Here, voordat hy ons gaan vergewe nie. Hy vergewe ons, want hy is God. Hy vergewe ons, want hy is lief vir ons. En ons het nodig om vergifnis te vra. Die Bybel leer ons in 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, is hy, God die Vader, getrou en regverdig, nie in ons nie, maar in die prys wat Jesus aan die kruis betaal het, om my en jou te vergewe van al ons sonde en ongeregtigheid. So dis die eerste een van die 7 kruiswoorde. Vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Die tweede ene, wat hy sê is, as hy vir die rower, die misdadiger wat langsom in die kruis hang, wat enkele minute van tevore, as jy in die evangelies gaan lees, hoe albei van hulle Jesus gespot en geterg het en gemok het en om dinge toegesnou het een tot sy sinne gekom en gesê, Here, dink aan my vandag. En toe sê Jesus die tweede van die kruiswoorde, hy sê, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En met dit wys Jesus vir ons dat sy genade nie verdien kan word nie. Daai ou wat in die kruis hang, het nie gesê, Here, as ek net van hierdie kruis kan afkom, of ek gaan vir iemand sê, hulle moet uit my bankbalans uit soveel geld vir die kerk gee, en as ek 'n tweede kans het, ek sal soveel kerkdienste bywoon, en ek gaan so baie Bybel lees, en ek gaan so baie bid nie. Ek kon niks gedoen het nie, absoluut niks gedoen het, om enigstens genade te verdien het nie. En tog sê die Here vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, op dieselfde dag. Niks wat jy gedoen het nie, alles op grond van dit wat Jesus vir hom gedoen het. En dieselfde vir my en jou. Alles op grond van wat Jesus vir my en vir jou gedoen het, kan ons weet, gaan ons enig die ewige lewe, gaan ons enig saam met hom wees. Dis goed om Bybel te lees, dis goed om kerk toe te gaan, dis goed om jou
plaaslike gemeente finansiëel te ondersteun. Dis goed om geld te gee vir die kerk. Dis goed om dit by te woon. Dis goed om deel te neem. Maar niks van dit tel enigiets om te sê, nou gaan jy 'n beter posisie hê eendag in die hemel of so nie. Glad nie. Jesus beloof onmiddellike lewe vir iemand wat gesê het, in my wanhoop, in my doodslikke van my lewe, kies ek om my hoop op U te sit. Die derde van die kruiswoorde is vir my ook mooi. Vir my persoonlik is dit 'n kritiese punt in die geskiedenis. Ek hou daarvan om na hierdie oomblik te kyk toe Jesus gepraat het en hy sê vir sy ma, vrou, daar is die seun, en vir die disippels sê, daar is jou moeder, is Johannes 19. Ek dink dis op daai oomblik waar geestelike familie begin het. Wat maak dat ek en jy vandag na mekaar kan verwys as, hey, dis my boete aan Christus, of dis my sussie in Jesus. En waar ons familie kan wees van mekaar, want ons weet ons is met een gees deurdronge. En dat Jesus hierdie verantwoordelikheid nog steeds vat om vir sy ma te sê, hierdie een gaan vir jou sorg, en sy sake en goed reg en in plek te hê, vir wanneer hy nie meer daar was nie, en hoe die familie, die groter geestelike familie, vir mekaar moet sorg. Maar dit was die derde van die kruiswoorde. En dan die vierde ene, is die een wat bietjie my hart geruk het, en ek sal gelyk het om bietjie langer stil te staan, maar ek wil nie onnodig baie tyd vat nie. Die Bybel sê, in Matteus 27 vers 46 en 47, dan sê hy daar, en daar het 'n duisternis gekom oor die hele aarde. Al die evangelies wat sê van hierdie duisternis wat gekom het, sê dit was van die 6de tot die 9de uur, wat die tweede helfte van die kruisiging was. Dit was in ons tyd van 12 uur die middag tot 3 uur die middag. 3 ure se duisternis. En daai 3 ure se duisternis was die afgryslikste tyd wat hierdie aarde, dink ek, ooit beleef het. En daai 3 ure se duisternis, baie mense sê, ag, dit was maar net 'n sonsverduistering. Maar nou, as jy gaan kyk, selfs vandag, hoe hulle Paasfees op ons kalenders uitwerk, wanneer ons hierdie lydenstyd en Goeie Vrydag en Opstandingssondag van Jesus vier, val dit saam met 'n ritme van 'n volmaan. En tydens die volmaan is dit bonatuurlik dat daar 'n sonsverduistering sal kan wees. Nommer 1, want die manier hoe die planete opgestel is, kan die volmaan en 'n sonsverduistering, algehele sonsverduistering net nie saamloop nie. En op die tweede ding is, 'n sonsverduistering kan nie vir 3 ure aanhou nie. 'n Sonsverduistering hou nie so lank nie, dit is baie vinniger verby. En die feit dat elke een van die evangelieskrywers dit noem, is dat sê daar was 'n duisternis oor die hele aarde. Letterlik oor die hele aarde. Daai duisternis is vir my die ding wat my kort tot stilte ruk, om te gaan dink, maar wat het gebeur in daai 3 ure? En ek dink, baie van wat Jesus vermag het aan die kruis, het binne in daai 3 ure van duisternis gebeur. Ek is bly die eerste 3 ure het in die lig gebeur. Die eerste 3 ure in die lig, waar mense kon sien, hierdie is Jesus van Nasaret wat hier swam. As dit van die begin af donker was, kon mense dit betwyfel het tot vandag toe nog. Maar die feit dat daar in die eerste 3 ure lig was, en mense het gesien, hierdie is Jesus van Nasaret. Hierdie is die man wat blind was, wat gesond gemaak was deur hierdie ou wat aan die kruis hang. Van die mense wat al kos gekry het, van die 5000 mense, van hulle was dalk sê, maar dis hy wat vir ons kos gegee het. Dit is hy wat Lazarus uit die doodheid laat opstaan het. Dis hy wat die melaatses gesond gemaak het. Almal kon hom eien, almal het geweet wie dit was. En toe kom hierdie duisternis vir 3 ure. En die Bybel vertel ons bitter min van wat in daai 3 ure gebeur het. Maar ek dink, dis in daai 3 ure duisternis, wanneer die meeste van alles gebeur het, wat op die kruis moes gebeur het. Onthou, Jesus het 'n mens kom word, soos ek en jy. Hy moes as 'n mens kom ly, as 'n mens kom sterf het. 'n Perfekte mens, sonder sonde. Hy dink altyd aan die storie van groot evangelis wat in die veld gestap het, en 'n muurnes omgeskop het, en toe
hy probeer om die muurnes weer te bou, raak hy verboureerd, want elke keer as hy 'n stuk sand optel en dan verkrummel dit in sy hand. Hy sê terwyl hy so in die veld hierdie mure probeer help, sê hy, Here, hoekom kan ek die mure nie help nie? En hy sê dit kom net by hom hierdie gedagte waar die Here sê, as jy die mure regtig wil help, moet jy een van hulle word. Want hy kan net as hy muur is weet hoe om hy struktuur te bou, hoe om die sand aan mekaar te sit, hoe om die tonneltjies te bou. En dit is presies wat gebeur het. Jesus, die Seun van God, het kom mens word, soos ek en jy, want dit is hoe hy ons moes kom help het. Hy word die vlekkelose lam, die een sonder sonde, die perfekte offer, die perfekte mens. En hy moet hierdie wrede dood sterf, in my en jou plek. Ek het so rukkie teruggelees, iemand wat 'n ding gesê het, een van die ou teoloë hier in die 1800s. En die aanhaling wat hy gemaak het, is nogals iets wat swaar om my hart weeg. Hy sê, Jesus het nie vir ons sonde aan die kruis kom sterf nie. Hy sê, dit was ons sonde wat Jesus aan die kruis laat sterf het. Dit wat ek en jy doen, wat God nie van hou nie, wat God haat, dis daai dinge wat Jesus se lewe uit hom uitgewurg het aan die kruis. Die sonde wat ek en jy doen, wat dood verdien, het Jesus gesê, ek sal die prys vir daai sonde vat. Romeine leer vir ons, die beloning vir sonde is dood. Die prys wat jy wen vir sonde is die dood. En Jesus het gesê, ek is bereid om daai prys te betaal, daai dood te sterf, vir my en vir jou. En dan daai 3 ure duisternis, voor die 3 ure se duisternis, as Jesus met die Vader praat, dan sê Vader, vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy praat die hele tyd van Vader. En dan kom daai 3 ure duisternis, en tydens die duisternis word dan niks gesê of niks gepraat nie, want die Bybel sê vir ons, die duisternis was van die 6de tot die 9de uur oor die hele wêreld, en dan sê hy, en omtrent teen die 9de uur, het Jesus weer gepraat, en as hy daar praat, dan sê hy, nie my Vader nie, hy sê, my God, waarom het u my verlaat? Jesus het hierdie uitroep, hierdie kreet, vanuit die diepste plek van verlatenheid, uit die donkerste plek van alleen wees, waar hy roep van, hoekom was ek alleen in hierdie 3 ure? In hierdie 3 ure het God sy rug gedraai op Jesus, om te sê, ek is nie daar om te help nie, hierdie is 'n prys wat jy moet betaal. Ek dink daai duisternis spreek van God se oordeel wat oor hom gekom het. 'n Stuk wat ek lees, hoor ek terug in 'n artikel oor hierdie gebeure, sê een van die vroeë groot teoloë van 150 jaar terug, maak 'n stelling waar hy sê dat Jesus in daai 3 ure God se woede moes dra, God se verwerping moes beleef, wat letterlik hel was. En dan maak hy hierdie stelling, wat hy sê, dat Jesus dit so intens beleef het, die hitte van die hel, om weg van God af te wees, dat dit sy liggaam gedehidreer het. En die eerste woorde wat hy na dit weer sê, is dan, as hy sê, ek is dors. Verstommende gedagte, die een wat gesê het, hy wat van my drink, want ek is lewende water, sal nooit in ewigheid weer dors kry nie. Hy homself word dors. Die een wat oseane, riviere en damme geskaap het met 'n enkele woord en dit gevul het met die lewe wat daar binne-in is. Die een wat met 'n stem, met 'n woord, reënwolke kan gebied om te sê, kom, bring die reën. Smag na 1 druppel water. En in ons menslikheid kom die soldate en die ouens wat daar rond staan en al wat hulle het om hom te gee, is 'n ou stuk spons wat hulle in suurwyn of in asyn druk en dit vir hom te gee, om hom net nog verder te verneder en om verder te laat smaak hoe proe verwerping ook van ons kant af, om eintlik hierdie laaste hou in te kry, om te sê, ons is vyande van jou, ons wil niks van jou weet nie. Wel, prys die Here in Romeine 5 vers 8 en 10, dan sê hy dat terwyl ons vyande van God was,
het hy uitgereik en sy liefde vir ons kom wys. Ek dink hierdie was van die pynvolste oomblikke wat Jesus moes deurgegaan het. En daarna, nadat ons as mense, die mensdom niks gehad het om hom te offer nie eens vir hom geduld, genade of liefde of enige vorm van deernis kon wys nie. Glad nie. Het hy hierdie uitroep. In die Grieks sê hy tetelestai, wat beteken dit is volbring. Die volmaakte prys is klaar betaal. Hierdie duisternis wat hy gesmaak het, toe hy uitroep, my God, waarom het U my verlaat, en dit aangehaal het uit Psalm 22 uit, en gaan lees bietjie Psalm 22, hoe raak beskrywing, het Dawid geskryf oor alles wat op die kruis gebeur, hoe hulle sy klere gaan verdeel. Na dit alles sê dit is volbring. Sê ek, Jesus, sê hy, het alles volbring, die prys is volmaak betaal. Daar's niks wat geen mens by kan sit nie. Geen pastoor, geen evangelis, geen dominee, geen sendeling, geen priester. Niemand kan ooit iets bysit by die prys wat Jesus vir my en jou betaal het nie. En dit is hoekom ek dink dit is so 'n verskriklike skande en 'n lastersaak is wanneer mense vir mekaar wil sê, en selfs as dit bedienaars is, om te sê, maar die Here sê, as jy dit doen, dan sal hy vir jou dit doen. Want Jesus het 'n volmaakte prys aan die kruis betaal. Daar's niks wat ek of jy kan doen om by te sit nie. Net soos die rower wat aan die kruis was. Niks kom byvoeg nie. So hang ek en jy eintlik aan net genade, om te weet dat hy gesê het, vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie, en ons kan saam met hom in die paradys wees, nie op grond van enigiets wat ek of jy vermag het, of gedoen het, of beloof het, of gegee het nie, maar suiwer op grond van wie hy is. Dit is volbring. Niks is weg nie, niks is stikkend nie, alles is heel, alles is getel en ek hand dit vol, dit was 'n volledige prys, dis oor en uit, dis oor en verby. Niemand kan bysit nie, niemand kan wegvat nie. En daai uitroep, tetelestai, dit is volbring, sluit my en jou in. As ons net vir hom ja sal sê, sê Here, ons sê ja vir Jesus. Ek is bereid om my lewe leer te lê. En na dit kry ons waar Jesus se verhouding weer herstel word, en as die seun van God, soos wat die Bybel ons leer, waar Jesus gesê het, ek is die goeie herder, en ek lê my lewe neer vir die skape. Niemand het dit van hom af kom steel nie. Sê hy sy 7de kruiswoord, Vader, in U hande gee ek my gees oor. En Jesus sterf nie as 'n slagoffer nie, Jesus sterf nie om te sê, hierdie is die einde van alles nie. Hy sterf en hy gee sy gees oor 100% in te beheer, om te sê, hierdie is die begin van alles. En môre vier ons die opstanding. Ek gaan môre in ons gemeente praat oor twyfel. Hoe twyfel jou geloof regtig sterker kan maak. En as die Here wil en alles werk mooi uit, dan sal ek dit dalk môre middag opneem en ook iewers deel. As jy daarna wil kyk, sien baie meer as welkom. Dankie dat jy saam met my hierdie tyd gevat het om net hierdeur te kyk. Ek hoop van harte dat dit jou hart gestig het, bo alles. Die een ding wat ek wil hê jy moet hoor vandag, is dat Jesus vir ons hierdie voorbeeld was, dat selfs in jou donkerste tyd, wanneer jy voel jy's alleen, kan ons nog steeds na God uitroep as Vader. Nog steeds. Want God het Jesus verlaat aan die kruis, sodat ek en jy nie verlaat hoef te wees nie. En selfs al voel dit hoe donker rondom jou, en selfs al voel dit of die lewe uit jou uitgewurg word, kan Jesus vir ons nog steeds die voorbeeld wees, waar hy sê, Vader, in U hande gee ek my gees. Here, in U hande gee ek my lewe oor. So miskien het jy iets wat druk, iets wat vir jou ongemaklik is, wat jy sukkel om deur te gaan. Hoekom kom jy nie vandag om te sê, Here, hierdie situasie wat voor my lê, wat so swaar is nie. Ek sit ook hierdie situasie, soos myself, my vrou en my kinders en my gesin, ek sit ons alles in U hande, gee ek alles oor wat ek is. Alles oor wat ek het, Here, ek gee dit in U hande. Soos wat Johannes leer in Johannes 3 vers 30.
hy moet alles word en ek en jy moet niks word nie. Ek hoop dit het jou gestig, ek hoop dit het jou geseën. Jy is baie welkom om vir my boodskap te stuur. As jy gebedsversoek het, ek en Lizette love it om saam met mense te bid. Ek sal my nommer hier opsit. Stuur vir ons op WhatsApp 'n gebedsversoek en ek en sy gaan regtig saam met jou bid vir wat ook al jou behoefte is. Deel hier as jy in jou hart so gelei voel. As dit jou gestig het, laat weet my en mag die Here jou net seën. Laat hy jou net bless. Vader, ek wil vir U dankie sê vir hierdie persoon of persone wat hulle tyd gevat het om hierdie paar oomblikke net saam te sit en net weer deur alles te gesels wat gebeur het daai Vrydag op die kruis. Dankie dat U daai prys betaal het sodat ons met God versoen kan wees en 'n regte verhouding met Hom kan staan. Here, ons gee vir U eer. Ek gee vir U eer en ek sê vir U dankie dat ek U my God kan noem. Dankie dat U ons aanvaar het. En as daar mense is vandag wat U aanneem en sê ja vir Jesus om saam met U te wil loop, leer hulle om reg te lewe en wees by hulle. Ons eer U, Here, en al hierdie minute wat ons nou saam spandeer is vir U eer. En ek sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en die Here seën julle. Mooi bly.